Ons is vandag by ons tweede video van ons 40 dae ouerskapsuitdaging. Nou, net op dit recap, oor gisterse video het ons gepraat oor hoe belangrik het is om jou kinders te seën, om jou as ouers se verantwoordelikheid vir jou kind se geestelike groei ter harte te neem en ernstig op te neem. Nou, vandag se boodskap is diep, dit gaan dalk hard slaan, maar is belangrik dat ons eerstens, wanneer ons begin met hierdie ouerskapsuitdaging, dat ons sekere aspekte in ons eie lewe wat nie in lyn met God se woord is nie, moet regtrek, sodat ons werklik ons kinders aan die Here kan vasmaak, want ons kan hierdie uitdaging aanpak, vol selfvertroue, vol opwinding, en ons kan sê, ja, ons gaan ons kinders aan die Here vasmaak, maar as jy self as ouer nie werklik vas is, in jou gewoontes, in jou maniere aan Jesus Christus nie, hoe gaan jy jou kind vasmaak? So jy as ouer is aangestel as 'n hekwagter oor jou kind se geesmens, om hulle op te pas geestelik. Nou as die hekwagter hom of haarself besig hou met wêreldse dinge en verslawings en gewoontes, dan gaan jy nie jou kind kan oppas nie, want jy is dan besig om jou rug te draai, besig met ietsie anders. Nou julle, reg in die Bybelse tyd, dan lees mens oralste, as jy kan dink aan Nehemia se mure, en elke keer as mens oor stede se mure wat binne gedrink is, as ons dink aan Jerigo se mure wat deur Joshua en sy manskappe ingedring is daar oralste, is daar hekwagters, en jy sien dit so in die ouer flieks ook, wat oorlogflieks is, dat die stede was omring deur 'n muur, en dan was daar groot hekke gewees, en dan uitkyktorings, en daar was wagters daar opgesit. Nou as ons die Here se woord lees, dan besef jy dat jy as geestelike autoriteit, onthou jy as leier van jou gesin, so mamma en pappa, dis nou julle, is dan as 'n hekwagter oor jou kind se hek aangestel. Nou wat is ons kind se hekke? Dis dit wat in hulle gedagtes ingaan, so dit is wat hulle hoor, dis wat hulle sien, dit is wat hulle in hulle hartjies inneem, so hulle hoofhekke is basies hulle oë en hulle ore. So jy staan dan basies as 'n hekwagter voor hulle oogies en voor hulle ore. Nou as ek baie keer terugdink aan my kinderdae, dan sal ons mos nou aan die einde van die dag, voor dit almal gaan slaap, maak jy seker al die deure is gesluit. Dit is iets wat ons almal vandag nog doen. So mamma sal kyk of is die deure gesluit, en partykeer sal pappa net gou gaan double check, is alles gesluit. En die kinders sal ook vra, ons het as kinders gevra, mamma sal sê, sy het die deure toegemaak, en sal sê, maar is papa seker, daai hek is gesluit, is papa seker die deur is gesluit? En dan sal pappa gaan, en hy sal gaan kyk of die hek gesluit is, of die deur gesluit is. En hy is dan die finale hekwagter. So jy as ouers, is dan in daai rol, mamma moet kyk dat die hekke gesluit is, maar pappa, jy is in die gesagsposisie oor jou gesin, so jy moet waak oor die hekke, jy kan dit nie afstoot na mamma toe nie. Dan wil ek weer eens sê, net soos gister, as jou huwelik van so 'n aard is, waar jou man of jou vrou nie so pad met die Here stap nie, en nie waaksaam is nie, beteken dit nie jy kan slap lê nie, want jy moet nog steeds verantwoording doen oor jou kinders, en jy wil nog steeds weet, hulle hekke is opgepas. Jy gaan baie harder moet werk geestelik, en dis onregverdig teenoor jou, ja, heeltemal, maar jy kan nie nou terugsit en sê, weet jy wat, nee, ek is alleen in hierdie nie. Want die Here sien raak en hy vergoed jou, want op die einde van die dag, wat is jou beloning? Dis al geskenk wat jy in jou kinders het. So wat ek vir julle kan getuig, my ma was vir baie jare, was sy alleen die hekwagter van ons geestelike lewe gewees. So wanneer my ma by is, dan het sy gewaak oor wat ons luister, wie ons maats is, wat se musiek ons luister. Maar wanneer my ma nie by die huis is nie, dan sal my pa baie keer dinge toegelaat het, want hy was nie ingestel so op ons geestelike welstand nie. En wonderlik, en prys die Here daarvoor dat my pa wel tot bekering gekom het, en 'n hekwagter geword het, al was dit laat, was my ma 'n fantastiese hekwagter. Sy het nie uit dit uitgebek en gesê, ag nee, julle pa laat alles toe, nou gaan ek ook alles toelaat nie. So, of dit kan andersom wees, julle ma laat alles toe, nou gaan ek alles toelaat nie. So ouers, ek wil julle regtig beroep daarop. Is jy nog die hekwagter van jou kind? Of het jy jou rug bietjie begin draai? Of is jy besig om te stry met die ander hekwagter en te sê, nee, maar ek doen nie werk, nee, jy doen nie werk, nee, ek doen nie werk, jy doen nie werk. En ons is so besig om met mekaar te stry, dat ons mis, hoekom moet ons eintlik, wat moet ons doen?
Ons moet die swaard optel en ons moet veg vir ons kinders. En ons moet geloof in die ander hand hê, soos die wapenrusting wat ons dra. En ons moet ons kinders beklee met die wapenrusting, want hulle is nog nie geestelik so volwasse en sterk om dit alleen te kan doen nie. So ons moet die helm van verlossing vir hulle aantrek, want dit is swaar om aan te trek. Ons moet die swaard vir hulle in hulle hand sit. Hulle gaan nie uit van self die woord van God ken nie. Ons moet skuld vir hulle gee. Ons moet vir hulle geloof gee deur vir hulle te vertel waar die Here vir ons deurgekom het. Ons moet waarheid vir hulle aantrek. Die skoene van bereidheid moet ons vir hulle aantrek. Ons kinders kan nie alleen bereid wees om vrede in die evangelie te bring nie. Ons moet saam met hulle stap en dit doen. So hoor julle as hekwagter, wat so groot onus rus op jou en my oor ons kinders, nê? Nou, ek gaan vir julle hierso lees, Esegiel 3 vers 17. Mensekind, ek het jou as wag aangestel vir die huis van Israel. As jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. Dan Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nigter en waak, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Dit is wat die vyand doen. Hy kyk waar kan hy inkom en 'n plekkie in ons kinders se harte kry en in hulle lewens kry. Die geringste deurtjie wat ons laat oop staan, gaan hy kom. Hy gaan nie net insluip nie, hy gaan die deur oop staan en inkom en intrek neem. En ons kinders vul met vrees, dis die eerste ding wat hy doen, hy kom vul hulle met vrees. So ewe skielik kry hulle nagmerries, hulle het nie selfvertroue nie, hulle glo nie in hulle self nie, hulle is vol twyfel. So vrees is die eerste inspuiting wat die vyand gee. Dit is nie iets wat ons vir enige een van ons kinders wil hê nie, nê? En dan kom hy met slegte gedagtepatrone en hy kom gewoonlik met so gemaksigtigheid, so 'n sluiertjie wat hy oorgooi van ek gee nie meer om oor woord nie, ek gee nie meer om oor die regte ding nie, en ons kinders leer om te compromise. Nou hekwagter, kom ons praat soms oor regheid. Wat doen jy as hekwagter? So, papa, mamma, as jy as hekwagter die heeltyd voor die TV lê en Netflix kyk, dis al wat jy doen, dis waarmee jy besig hou. Hoe pas jy dan die hekke op? As jou kind vir ure dan gaan lê en stories net kyk en TV kyk en dis al waarna hulle belangstel, dan was jy mos die hekwagter wat die deur oopgemaak het in jou huis. Want onthou, jy besluit wat kom in die huis in en wat kom nie in nie. So, papa, mamma, kyk jy op jou foon pornografie in 'n ligte graad? Pappies, dit is 'n ander tannie met groot pieste. Mamas, dit is 'n oom met sterk spiere wat jy net 'n bietjie lank voor kyk. Dit is die beginpunt. Hoor julle hoe nou en fyn is dit? So nou wil jy as hekwagter vir jou kind sê, nee, jy kan nie sulke goed kyk nie, nee, bly weg. Maar jy het die hek en die deur lankal oor jou huis oopgemaak. Daai bose gees het ingestap in jou huis en intrek geneem. Hoor julle? Dit is wat gebeur. Jy het die deur oopgemaak van daai stadspoort, want jy kaart jou hekke van jou huisgesin. Dink aan daai deure van jou huis, daai elektriese heining, jy het die heining oopgesny. So die vyand het 'n geestelike reg in jou huis gekry. Jy, papa, mamma, is verslaaf aan iets. Dit kan 'n ligte verslawing wees, dit kan 'n ernstige verslawing wees, dit kan aan sosiale media wees, dit kan aan sigarette wees, aan vape wees, aan drank wees, aan sekere musiek wees, enige iets waarsonder jy nie kan gaan nie. Dieetpille, slaappille, oefen kan 'n verslawing wees. Nou is jy sê ek maak myself vas aan iets, ek kan nie sonder dit nie. Maar jy is veronderstel om vas te wees, en onthou, ek preek vir myself hierso. Jy is veronderstel om vas te wees aan Jesus Christus, en maak jou vas aan iets anders. Want as jy nie sonder dit kan wees nie, sê jy eintlik, maar ek dien twee Here, en dit kan nie so wees nie. Die Here sê ek is die enigste God. Goed, so nou dien jy daai ding, want jy dink jy kan compromise. Onthou julle, ons het gepraat oor compromise. So nou het jy die deurtjies vir daai goeders oopgemaak. Nou raak jou kind verslaaf aan foon, kyk, jou kind word verslaaf aan erkenning. Hulle kan nie sonder erkenning nie. Hulle raak verslaaf aan PlayStation speel. Of jou tiener word verslaaf om te vape of te rook, jou tiener word verslaaf aan drank, en jy het gesê, my kind sal glad nie.
maar jy het die deur in jou huis oopgemaak. So nou, daar is 'n gees van alkoholmisbruik reeds in jou huis, want jy het die deur oopgemaak. Daar's 'n gees van verslawing aan pornografie reeds in jou huis. Daar's 'n gees van verslawing aan ander middels reeds in jou huis. Daar's 'n gees van verslawing aan fone en sosiale media reeds in jou huis. Jy het die deur oopgemaak. Jy het gesê kom gees, kom bly binne. Julle, dit is diep. Dit gaan baie diep en jy gaan vir my sê jy wil nie eers verder hierna luister nie, want dis nou weer een van daai boodskappe. Maar dis die waarheid, want die vyand kom om te slag, te steel en te verwoes. Hy wil hê jy as gatekeeper, as hekwagter, moenie die erns besef van jou rol as ouer nie. So wat doen hy? Hy gooi 'n sluier oor jou oë dat jy dink ag, dis nie so erg nie. Ag nee man, ek het nie 'n deur oopgemaak nie. Jy het 'n deur oopgemaak. Jy moet die deure toemaak. Jy moet die vyand uitjaag. Jy moet op uit jou huis uithou. Dit is jou verantwoordelikheid. Dis nie jou kind se verantwoordelikheid nie. So, nou spreek jy die hele tyd oor vrees in jou huis. Ek is so bang wat gaan van die wêreld gebeur. Wat gaan in die laaste dae gebeur? Wat gaan van ons land word? Wat as ek my werk verloor? Nou spreek jy vrees, vrees, vrees. Of jou kind hoor of nie. Jy spreek dit in jou huis. So wat doen jy? Jy maak jou handvatsel en jy trek die huis se deur oop en jy sê gees van vrees, kom woon in my huis. So nou is daai gatekeeper alweer nie meer in voor die huis se deure nie. So jy maak jou huisgesin oop vir die gees van vrees om woonagtig te raak binne. So daar's soveel ander goeders wat ek kan noem julle. Ongehoorsaamheid. As jy konstant ongehoorsaam is aan die woord van God, dan verwag jy jou kinders moet gehoorsaam wees, maar mamma, pappa, hulle gaan nie gehoorsaam wees nie. Want jy het 'n gees van ongehoorsaamheid in jou huis toegelaat. So julle, dit is 'n diep boodskap hierdie. En dit klink hard en dit klink nee, dit is te hard, too much. Maar weet jy wat, ouerskap is nie net, jou kind is nie gegee as 'n besitting nie. Jou kind is gegee as 'n geskenk wat jy moet oppas, moet lief hê en moet grootmaak in die weë van die Here. As jy dink aan Maria, my hart breek altyd so as ek aan haar moet dink, die groot opdrag wat aan haar gegee was om Jesus groot te maak. Dink julle, sy sou 'n slegte gatekeeper gewees het. Dink jy God sou haar gekies het, tussen al die vrouens, sou hy haar gekies het, om Jesus se ma te wees, as hy nie geweet het, sy sal nie 'n goeie gatekeeper wees nie. Nou mamma, pappa, hy het jou gekies, vir jou kind, as 'n gatekeeper, want hy het geweet, jy is die regte ouer vir jou kind. So besef jy die gewigtigheid daarvan. So ek wil jou smeek, laat gaan die dinge wat jou keer om daai hek op te pas en voor daai hek te staan. Want as jou kind werklik vir jou so belangrik is en so groot geskenk is, dan sal hulle geestelike lewe vir jou so gewigtig wees. Moenie jou kind uitlê en los en daai deur ooplos vir die rower om in te kom nie. Daar's nie 'n manier hoe ek my huis in vandag se dae, my huis se deur sal ooplos en ons huis se hek sal ooplos, die garage deur sal ooplos en my kinders hier binne los en sê, ag kom ons kyk maar nie. Ek sal nie die deure ooplos nie, want ek is versigtig. Ek wil nie hê skelms inkom nie. Ek wil nie hê hulle met my kinders kom steel of by ons kom steel en hulle leed aandoen nie. Maar hoekom los ons dan daai deure geestelik oop? Hoekom pas ons nie daai deure op nie? Hoekom is ons nie meer gatekeepers vir ons kinders nie? So mag julle regtig vandag oortuig voel. Ek is nie hierso om te oordeel nie, want ek is self 'n ouer en terwyl ek hier praat, dan wys die Here vir my, Anneke, jy daarso, die hek laat gaan, jy daar die hek oopgelos. So mag jou hart ook wees, soos dat ek nou die Here vra, Here kom wys my, dat jou hart ook sal wees om te sê, Here kom wys my, waar het ek die deure oopgelos en waar kan ek die Here begin toemaak? Want dit is nodig dat ons met jammer sê. Ons moet jammer sê vir die Here en ons moet jammer sê vir ons kinders, dat ons deure oopgelos het. Hulle moet kan sien dat ons kan bely. Waar gaan ons kinders ooit leer om jammer te sê en om sondebelydenis te doen as ons dit nie openlik voor hulle doen nie? Om te sê, julle, ek het gefaal. Maar van vandag af gaan ons die Here dien. Ek en my huisgesin, ons gaan die Here dien. Mamma, pappa gaan weer opstaan in ons rol as julle ouers. Ons gaan voor die hekke staan en ons gaan die hekke toehou, sodat die vyand nie kan inkom nie. En mamma, pappa is jammer.
vir die nagmerries wat julle gekry het, vir die bang wat julle het, waar julle vasgevang geraak het in sekere maniere, want mamma en pappa staan verantwoordelik daarvoor en ons vra om verskoning en ons vra vir Jesus ook om verskoning en van vandag af sal ons voor daai hekke staan en ons sal ons wapenrusting aantrek en ons sal julle wapenrusting saam met julle vir julle aantrek. So ja, mag hierdie woord julle harte diep raak, mag jy nie so kwaad vir my nou geraak het, dat jy sê jy is klaar met hierdie podcast nie, mag jy môre weer ingeskakel wees en verder uitgedaag word om jou kinders aan Jesus vas te maak.